hier. Jy maak hierdie 'n beter plek. En jy maak Suid-Afrika 'n beter plek. Ons het mekaar nodig om lig te laat skyn sodat God se heerlikheid kan kom. Die doxa, die glory of God. Amen. So, vandag gaan 'n gesinsdiens wees. Ons gaan weer almal jonk wees en ons gaan dit baie geniet. So ek dink ek moet sommer wegtrek met 'n storie. Ek het hierdie storie al 'n paar keer op die TV gedoen. Ek was al 'n paar keer op die TV gewees. Kan julle dit glo? Die laaste keer toe ek op die TV was, toe sê my ma, nee man, klim nou af daar, jy gaan die aerial breek. Dit was 'n program met die naam van 30 Seconds to Fame, dan jy 30 sekondes om iets cool te doen. So ek doen toe die alfabet in sound effects. Gaan julle my gou-gou help met die alfabetletters? Okay, in Engels, ma's en pa's, praat saam asseblief, oumas en oupas. Eerste alfabetletter in Engels is? Kom ons sê hard en duidelik. Mooi, dit staan vir 'n ambulans. Wat is die volgende alfabetletter? B. B is 'n baby, 'n babatjie. Julle weet nou as daar baba boetie of sussie in die huis is. Jette, daai alarmpies gaan af 2 uur die oggend enige tyd. Hulle is nie mooi gefine tune nie. Alright. Dan C is 'n karalam, 'n karse alarm. D is dogs. E is 'n elefant, 'n groot olifant. Doem doem. F staan vir 'n funky beat, kry hulle hande hoog kinders. Kom ons gaan 1 2 3. Boom diggy diggy boom diggy boom. G is 'n goat, is 'n bok. H is 'n helikopter. I is internet. Glo my vandag, die ou internet het geraas. Ma's, pa's, ooms, tannies, onthou julle, so 'n draad wat jy inplug van die Telkom lyn af, modem, start hom op en maak hy so. Boing, 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 boing. Dan blaas hy vir jou, dan raas hy so die hele tyd. Die internet het kwaai geraas in die ou dae. Dan J staan vir Jackie Chan. Wasai no karate. K is 'n kangaroo. Boing, boing, good day, Bruce. L is 'n lion, 'n groot leeu. M staan vir Madiba, onthou julle vir Nelson Mandela. Hier's Nelson Mandela. People of Africa, I believe that the children of Doxa Deo Alberton are the hope and the future of this country. Viva Doxa Deo, viva! En dan, as ons so 'n bietjie tyd oor het, gaan ons vir en dit is 'n ou wat al sy hare afgeskeer het. Hy maak lekker kos en dektafel, maar hy dra te veel eyeshadow. Wat is sy naam? Wil julle hom hoor? Okay, hier kom Nathaniel. Nou imagine hy sê eendag iets goed op die TV, en staan hy daar en sê: Nou, kyk, jy kan nou maar enige pil op die mark probeer, maar al pil wat regtig gaan help is die gospel. Geef julleself 'n lekker hande klap. Ons gaan vandag gesels oor vertel jou storie en so bedien ek die land vol met stories, kerke, kampe, skole, alles. Maar die belangrikste van alles is elkeen van ons moet ontdek ook wat is ons storie. Stamp so 'n bietjie saggies aan iemand naby jou sê, hey, wat's jou storie? So vra vir iemand aan die ander kant, ken jy al jou storie? Ken jy al jou geloofstorie? Onthou julle daai dag wat Jesus ons gered het en in ons lewe ingekom het. As ek vandag so deur die gehoor moet stap en ek hou die mikrofoon by jou, sommer so on the spot, en ek moet vra vir jou, hoekom glo jy? Hoekom is jy 'n kind van God? Wat het gebeur? Hoe het jy by Jesus uitgekom? Wat is jou geloofstorie? Is jy gereed om te antwoord? Ken jy jou storie? Gewoonlik as 'n ou jou getuienis gee, is daar 3 dele. Die eerste deel is, hoe was jy? Sê 'n bietjie, hoe was jy? Dit beteken jou voor Christus tyd. Waarmee was jy besig? Waarmee het jou lewe vol gemaak? En dan die volgende ding, waar het Jesus jou ontmoet? Hoe het God jou in die hande gekry of uitgesniffel of gevind? Op watter plek was jy toe God jou gevind het? En dan die laaste deel, hoe is jou lewe nou? Sê vir iemand naby jou, nuwe lewe. 2.0. Ek leef nou saam met Christus. En dit raak elke dag beter en beter en beter. Geef vir julleself 'n hande klap. Amen.
Nou hierdie saam met Christus beteken ook eintlik ons is omgedop. Want weet jy, in die ou dae het jy gedink jy is die stert. As daar iets uitgedeel word, dan gaan staan jy deur agter, jy glo jy's nie waardig of goed genoeg nie. En wat sê God vir jou? Kom staan voor, jy's my familie, ek het 'n plekkie vir jou. Sê bietjie saam met my, dankie. Baie dankie. So in die ou dae het jy gedink voor Christus. In die ou dae het jy gedink as jy 'n Christen moet word, word jy 'n nun. Sê bietjie ouch. Jy het gedink none of this, none of that, none of that. Maar eintlik sê Jesus, kom na my toe, ek gaan vir jou lewe in oorvloed gee. Ek gaan jou lewe voller maak, mooier wees en jy kan high definition volkleur lewe. Sê saam met my, yes. As jy omgedop lewe, is jy geseënd. Dan het jy plekke geruil met Jesus, want dan is jou ou mens vas aan die kruis en Christus lewe in en deur jou. Sê bietjie saam met Jesus. Selfs ons kalender, in watse jaar is ons nou? 20 wat? 2025 wat? Jaar wat? Jaar na Christus. Maats, selfs al sê 'n maatjie of 'n juffrou of iemand by die skool, hulle glo nie in Jesus nie, dan sê jy, okay, skryf gou vir my die datum. En as hulle skryf 2025, dan moet jy sê, 2025 jaar terug het hulle Jesus gekry en hy tyd in 2 kom split. Sê bietjie, yes! Hy tyd in 2 kom split. En daar was 'n voor Christus, hoe goed gebeur het voordat hy gekom het. En nou, dat Jesus aarde toe gekom het, is dit beter, want dis 'n na Christus. Hy gee ons 'n nuwe lewe en hy help ons en hy maak alles beter, omdat hy nou nog lewe. Is dit nie wonderlik nie? Onlangs was dit Paasfees, opstandingstyd, en ons vier dat hy lewe vandag nog, en hy doen nog dieselfde goed, maar hy het 'n amen nodig. Sê vir iemand naby, hy het 'n amen nodig. Dis ek en jy. Ons gaan aan met God se werk. Johannes 3:16, God het sy een seun gevat, in die grond ingesit, dood gegaan. Hy het gewerk soos 'n boer. Een saadjie is geplant, wat wil hy hê? Miljoene in ruil vir daai saadjie wat hy geplant het. Sy een seun wat gesterf het, wat het hy nou? Miljoene seuns en dogters wat aangaan met Jesus se werk. Sê vir iemand naby jou, nou is ons die seuns en dogters wat aangaan met God se werk. Ons is omgedop, vol van die Heilige Gees. Bernard Zowie, kom vorentoe, ons gaan vir julle hierdie dans leer. Geef hulle 'n lekker hande klap. Hulle is die original goeie nuusfabriek, so toe hulle nou Doxa Deo se Metamorpho gap jaar toe gaan en Zowie maak klaar met 'n homeschooling ook in Doxa, en het ons 'n paar homeschoolers ook gekry om ons te help, maar hier is die originals hoor, alle jare nog. So, paas en maas, kinders, kom ons almal staan gou op, ons gaan vir julle 'n liedjie leer. Sê vir iemand naby jou, nou gaan ons dans. Dis 'n action song. Ons gaan oor die gangetjies dans, ons watch julle. Die persoon wat dit die meeste geniet, gaan 'n boek wen, as julle bly daaroor. So ek gaan dalk laat Barry of iemand die prys uitdeel. Okay, 'n baie cool familieboek. Alright, hier is die moves, almal maak gereed. Maak jou hande bietjie so. Alright, hierdie het niks met die liedjie te doen nie, dis net om los te kom. Okay, voel jou raak arthritis gesond? Voel jou lekker is die skeniere en die spiere, alles loop lekker? Okay, rol hom gou saam met my so. Ek is omgedop, point tone, van my tone tot my kop. Ek is omgedop, draai hom bo, o ja. Daar sê, voel hom. Cowboy lasso, jy gaan nou 'n bees vang, okay, jy het hom. O ja, ek is omgedop, van my tone tot my kop. Jesus het my omgedop, en dan moet almal kliphard skree, yeeha, oud en jonk, let's go. Omgedop, as hy, dan dans jy in die gangetjies, hak gou in met iemand, gou, ek wil sien oor die gangetjies, hak in, nou gaat jy iemand raak dans in die kerk vanoggend, daar op die punte, jy let spasie, draai, mooi, en ander kant toe, en dan sien ons weer, Jesus het my omgedop, yeeha, geef julle self 'n lekker aan 'n klap, ons is gereed, ons vat hom met 'n krag. Ons het die musiekvideo in die Oekraïne geskiet. Jy gaan sien die geboue is anders, Russiese kinders wat net die woordjies lip-sync. So as hulle dit kan doen, kan jy dit ook doen. Reg so. Ons gaan groot. Here we go.
Ek is omgedop van my tone tot my kop. Ek is omgedop, o ja. Ek is omgedop van my tone tot my kop. Jesus het my omgedop. Die laaste was is eerste en die sterkte is nou die kop. Ons lewe net vir Jesus en niemand kan ons stop. Elke knie sal buig, elke tong bely. Jesus het my omgedop. Ek is omgedop van my tone tot my kop. Ek is omgedop, o ja. Ek is omgedop van my tone tot my kop. Jesus het my omgedop. Ek doen nou net wat reg is soos die Bybel van my vra. Ek luister vir my ouers en ek sal ook minder kla. Elke knie sal buig, elke tong bely. Jesus het my omgedop. Ek is omgedop van my tone tot my kop. Ek is omgedop, o ja. Ek is omgedop van my tone tot my kop. Jesus het my omgedop. Okay, kom ons klap so. Wat beteken dit om omgedop te wees? Van nou af doen ek dinge op God se manier. Ek vloek nie meer nie, ek seën. Ek steel nie meer nie, ek gee. Ek sterf nie meer nie, ek leef. Ek vrees nie meer nie, ek heers. Ek vloek nie meer nie, ek seën. Ek steel nie meer nie, ek gee. Ek sterf nie meer nie, ek leef. Ek vrees nie meer nie, ek heers. Ek vloek nie meer nie, ek seën. Ek steel nie meer nie, ek gee. Ek sterf nie meer nie, ek leef. Ek vrees nie meer nie, ek heers. Jesus het my omgedop. Ek is omgedop van my tone tot my kop. Ek is omgedop, o ja. Ek is omgedop van my tone tot my kop. Jesus het my omgedop. Ek is omgedop van my tone tot my kop. Ek is omgedop, o ja. Ek is omgedop van my tone tot my kop. Jesus het my omgedop. Ek is omgedop van my tone tot my kop. Ek is omgedop, o ja. Ek is omgedop van my tone tot my kop. Jesus het my omgedop. Jesus het my omgedop. Jesus het my omgedop. Jesus het my omgedop. Baie mooi. Bly net so staan, ek gee oor vir Bernard. Dis vir ons so lekker om vanoggend saam met julle hier te kuier. Soos ons vroeër gesê het, ons is die Goeie Nuus Fabriek en ons is 'n gesin in gesinsbediening al vir meer as 20 jaar lank en dit is vir ons so lekker om vanoggend saam met julle te kuier. So ons gaan lekker saam spring en dans en saam kuier en saam praat. So terwyl ons almal staan, gaan ons nog 'n lekker liedjie saam doen. Hierdie song se naam is He Has Won. Almal sê saam met my, He Has Won. Awesome. So wat julle gaan moet weet vir hierdie song is in die main deel in die chorus gaan ons almal sê shout it out. Almal sê shout it out. It's not over. I am more than a conqueror. Dan flex jy jou een muscle, dan sê jy with Christ in me I have the victory. Dan gaan ons soon to point, dan sê ons I win. With him, I win. En dan gaan ons 'n super move doen. Almal sê super move. So julle moet kyk of julle hierdie super move saam met ons kan doen. En elke nou en dan moet ons 'n harde woe gee. So as ons ons hande so gooi, moet ons almal sê kom ons hoor om 1, 2, 3. Ek dink julle is reg. Ek gaan tot by 3 tel, dan skree ons almal DJ hit that song. 1, 2, 3. He's the chosen one, he's the champion, the winner for all time. With me to the end, Jesus is my friend, he's always by my side. Anything I face, he will be my strength. I'm his and he is mine. I'm forever free, nothing's stopping me, because he gave his life. Shout it out! It's not over, I am more
Baie dankie. Julle is so welkom julle sitplekke te neem. Baie dankie. Kom ons gee vir die kids hier voor 'n lekker groot hande klap. So, ons het 'n maatjie wat vir ons gaan kom kuier. En sy naam is Norman. Almal sê Norman. Maar Norman het 'n geheim. Kan ek vir julle sy geheim vertel? Hoekom nie? Ek wil sy geheim vertel. Okay, so luister. Luister mooi. Norman is baie skaam. Hy's baie skaam, maar hy's ook baie funny, okay? Maar hy gaan skaam kry as ons vir hom lag. So wat ons moet doen om seker te maak Norman word nie skaam as ons vir hom lag nie. Moet almal vir my so maak. Sit gou hand in die lug. As jy voel jy lag, kan nie die lag meer inhou nie, dit moet nou uit. Maak jy so en dan lag jy. Okay. Awesome, kan julle dit vir my doen? Kan julle my beloof? En elke nou en dan sê Norman minding my own, dan moet julle uitskreeu business, maar julle moet lekker hard skree. Okay, kom ons probeer dit. Minding my own. Ek dink julle is reg om vir Norman te ontmoet. Is julle reg? As tot by 3 tel, dan roep ons almal Norman, kom uit. Gaan julle saam met my roep? 1, 2, 3. Norman, kom uit. Waar's Norman? Sien julle vir Norman? Waar's Norman? Kan julle hom sien? Norman. Hallo. My naam is Norman. En julle sal nie glo wat nou die dag met my gebeur het nie. Ek loop nog so by die skool rond, just minding my own business. En toe ek weer kyk nie, toe lui die klokkie vir die einde van die skooldag. Ek is so haastig, ek spring net op, gryp my tas en hardloop reguit huis toe. Maar so halfpad op pad huis toe sien ek daar's 'n probleem. Ek het my trui op die rugbyveld vergeet en ek sien lus om al die pad terug te loop nie. Ek besluit as ek by die huis kom, gaan ek sommer uit dit uitkom met 'n jok storie. Is dit 'n goeie plan? Mag ons jok? Julle, ek lui die klokkie. Ding dong. My ma maak oop en sy sê, "Norman, waar is jou trui nou alweer vandag, hè?" En toe kom die jok storie. Ek sê, "Wel ma, Frikkie en François, hulle het my trui gevat en gehardloop met hom." Sy is so kwaad, sy bel die skoolhoof. En sy praat lank met hom, hoor. Boeboel, jak. En sy sê na haar, "Is dit waar, meneer? Baie dankie. Ek sal hom 'n les leer. Totsiens." Toe hoor sy by die skoolhoof, Frikkie en François was afwesig vandag. Hulle was nie eers daar nie. Toe kom sy agter ek het vir haar gejok. Sy het my goed gestraf daai dag, hoor, en ek het my les geleer. En toe bid ek en ek vra dat Jesus my vergewe. Dink julle hy sal my vergewe? Ja, en ek moes teruggaan na my mamma ook en vir haar sê ek is jammer en vra sy moet my vergewe. Dink julle sy het my vergewe? En ek bid toe, al twee het my vergewe, my mamma en Jesus. En ek sê toe, ek wil nie weer jok nie, ek's nou klaar daarmee. Is dit 'n goeie plan? Dis ek so bly nie oor my nuwe hart. Ek het sommer 'n baie lekker liedjie en 'n nuwe dans gemaak. Is julle reg, wil julle check? Ek was so bly nie. Ek sing toe 'n nuwe liedjie. 1, 2, 3, 4. Maar in elk geval, nou die dag, nee, toe loop ek weer daar by die skool rond, just minding my own. En toe ek weer kyk, toe's daar afkondiging. Aandag, al die koorkinders, kom asseblief saal toe. Ek sien net almal gaan saal toe, toe gaan ek ook maar saam, julle. En ek hoor almal staan so voor die mense en sing hulle 'n mooi liedjie, maar ek het nie my woorde geleer nie. Ek hoor net hulle sing iets van 'n fly. Toe ek voorkom, sing ek ook my liedjie. I believe I'm a fly.
Maar hulle druk knoppies hoor. Ek dink net almal sal gesê, "Pep, hou asseblief op sing, ons wil nie meer hoor nie." Selfs een van die ouens sal gesê, "Hoorie, hier's R100 gaan kry 'n ander stem." Sal ek gesê, "Baie dankie, hier so lank R50 klein geld." Maar daai dag toe sê hulle ons gaan later sing by die ouete huis, maar ek het bietjie 'n keelseer, dis hoekom ek nie lekker kon sing nie. Dink julle mens kan bid as jou keelseer is? Laat hy beter word. En ek vra vir my maatjie, hy moet ook help saam bid. Hy sit sy hand hierso en hy begin bid en my stem raak beter en beter en beter. En daai dag het ek die mooiste gesing van my hele lewe want ek het gesond geword. Ek was so bly nie, ek sing sommer weer my lekker liedjie. Is julle reg? Kom ons staan op en sing ons 1, 2, 3, 4. Maar in elk geval, julle kan maar weer sit, baie dankie. Nou hier dog, toe sit skoolvakansie en die skoolvakansie is bietjie lank en ek raak bietjie verveeld en ek blaai sommer 'n fotoalbum deur. Toe sien ek iets skerry hoor, een van my eie baba foto's. My familie sê, hulle het oralster my fotootjies op die yskas. Toe ek so bly, toe sê hulle nee, dis om die vlee weg te jaag. Julle, maar toe ek klein was, het ek glad nie gedink ek is cool genoeg of lekker genoeg en als nie, en ek het gedink ek gaan nooit maatjies hê nie. Maar weet julle wat? Jesus sê toe, hy gaan my beste vriend wees. Is dit 'n goeie plan? Ek was so bly, want nou het ek 'n nuwe vriend. Toe sing ek 'n liedjie, sê saam, Jesus is my vriend. My beste vriend. Ek was so bly, ek sing sommer weer my liedjie. Kom ons gaan, 1, 2, 3, 4. Kom. Kom dit toe. En daai dag toe lees ek in die Bybel in Psalm 103, Psalm waar? Vers 2 en vers 3 en daar staan loof die Here wat al my sondes vergewe. Het hy dit gedoen? Ja, al my siektes gesond maak, kan hy dit doen? En my hele lewe mooi maak. Kom ons sê, en my hele lewe mooi maak. Nou ja, ek sal moet gaan, totsiens, arrivari, hasta la vista, baby. Kom ons sê het, hasta la vista, baby. Bye. Totsiens. Kom ons gee vir Norman 'n lekker hande klap. Ons sê bye Norman. Ons hoop julle geniet die diens nog saam met ons. Ons praat vandag oor vertel jou storie en ons gaan vandag 'n versie leer in die Bybel voor ons ingaan in die boodskap in wat ons bietjie meer konteks gaan gee. So ons gaan saam met julle 'n versie leer, maar ons gaan dit in 'n manier doen wat jy dit nooit ooit kan vergeet nie. Sê vir iemand naby jou nooit ooit. So wat ons gaan doen, ons gaan moves saam met die versie leer en dan as jy ooit die versie vergeet, dan onthou jy die moves. So kom ons wys julle die moves. Die versie staan in Romeine 1 vers 16. Almal sê Romeine 1 vers 16. So as ons sê Romeine, dan gaan ons soos die Romeinse soldaat, hulle het mos sulke van die helmet met sulke punkstaar hare, nê? So as ons sê Romeine, maak almal so Romeine. Almal sê Romeine. As ons sê 1, dan moet jou lyf so reguit maak soos 'n nommer 1. Almal sê 1. En nou op 16, hier kom die groot een. Al die mans gaan vir my sê 16 en al die dames gaan vir my sê 16. Is julle reg? Kom ons draai. 1 2 3, almal sê vers 16. Asai, kom ons draai weer. Almal sê Romeine 1 vers 16. Awesome. Geef julle self 'n hande klap. Well done. So die versie sê en julle gaan na my herhaal en ek en Zoe gaan vir julle die moves wys. So almal sê ek skaam my nie vir die goeie nuus nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat dit glo. Ons sê weer, ek skaam my nie
vir die goeie nuus nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat dit glo. So hierdie versie sê, ons moenie skaam wees om die goeie nuus van Jesus te deel nie, want dit het die krag om mense te red. Iemand sê, yes! Is dit goeie nuus? So ons moenie skaam wees om die storie te deel nie. Nou, aan die einde wys ons glo soos hierdie ouers. Dink bietjie, hoekom sal ons glo soos hierdie wys? Die rede is, ons moet dit eers verstaan met ons denk en gedagtes, moet ons dit verstaan, maar daarna word dit 'n geloofsaak, dan moet ons dit glo in ons harte. En die afstand van jou brein tot jou hart is 30 cm, en dit is die afstand wat daai gedagtes, daai verstaan, moet aftravel, totdat jy dit glo. Sê vir iemand naby jou, glo. Sê vir iemand naby jou, glo. Kom ons sê vir die versie, ek skaam my nie, vir die goeie nuus nie, want dit is 'n krag van God, tot redding vir elkeen wat dit glo. Wat dit glo. Wat dit glo, glo. En waar staan die versie in? Geef vir julleself 'n lekker hande klap. Hallo. Ja, ek dink is tyd vir 'n bietjie geloofstorie, stem julle saam? Partykeer is mense geloofstorie ook jou grootword storie van wat die Here gedoen het deur die jare. Ek is seker as ons nog tyd gehad het na die tyd en ons sê, ons maak ons teetyd nou hier in die kerk en ons gee 'n open mic vir mense om te kom vertel. Dan gaan daar stories wees. Onthou julle die ou liedjie, look what the Lord has done. Ken julle hom? Look what the Lord has done. He healed my body, he touched my mind, he saved me just in time. Dan gaan daar sulke stories uitkom. Mense wat kan sê, daar was 'n tyd toe ek siek was en God het my gesond gemaak. Sê 'n bietjie, yes. Mense met true stories wat regtig gebeur het, wat dalk gesê het, joe, daar was probleme, my hart was swaar, my gedagtes was op 'n slegte plek. Ek het nie meer gedink ek gaan dit maak nie, ek het nie gedink ek gaan nie deurkom nie. Maar God het vir my hoop gegee met die Bybel. God het vir my laat glo, and I made it. Sê, I'm a survivor. Hier gaan dalk mense wees met 'n storie, met 'n getuienis, waar hulle lewe op pad was, in die afgrond en waar hulle lewe op pad was, om stikkend te maak, om te breek, om goeders te hê wat hulle lewe sou vernietig het vandag. En op die regte tyd het God jou naam geroep. Op die regte tyd het God vir jou gesê, ek wil vir jou hê, word deel van my familie. En jy staan vandag en jy kyk terug na hoe God jou gehelp het, hoe ver hy jou gebring het, hoe hy jou gered het. En dan as ons getuig of ons storie vertel, dan gooi ons 'n tou uit. Sê saam met my, rescue tou. Aan iemand wat nog vassit in die modder, aan iemand wat nog nie aan die ander kant is nie, aan iemand wat nog sukkel met iets. Hulle hou vas aan ons storie. Ons het vir hulle tou gegooi waarin ons hulle kan uit daai modder uit begin vorentoe trek sodat hulle weer op die vaste grond kan staan. Sê bietjie I like it. Sê bietjie ons moet getuig. Sê saam met iemand moet ons stories kan hoor. So jy sit vandag hier, jy's gelaai met 'n getuienis, jy's gelaai met 'n storie. Ons gaan afeindig op 'n stadium waar ons vandag kan sê, Here, gebruik my storie. Maak my wakker, maak my gereed, Here, al staan ek in die Pick n Pay en ek moet vir die persoon agter die til 'n boodskap gee vandag. Al is dit, ek staan ergens in 'n lang ry en ek moet gou vir iemand glimlag en vir hulle sê, Jesus het jou lief, hy gee om vir jou. Gebruik my mond, gebruik my lewe om u stories te vertel. Sê saam met my, I'm ready. Let's go for it. Alright, so hier's my storie. Ek was 'n woelige klein seentjie, sien jy daar, net soos julle ook my ou sertifikaatjie by die kleuterskool gekry en my hoed en alles, maar ek het baie energie gehad. Ek het later jare begin navorsing doen en uitvind hoe werk hierdie baie energie en rooi mure en begin lees oor ADHD.
So ek is vandag 'n hoogs funksionerende groot mens wat ADHD oorwin het. Sê saam my, yes! Ek gaan 'n T-shirt maak wat sê I don't suffer from ADD. I enjoy every moment of it. Okay, so ons skyn, ons geniet die lewe. Die wêreld wil sê jy gaan dit nie maak nie, jy's nie goed genoeg of wat ook al nie. Sê saam met my, maar God het 'n plan, het 'n plekkie. En hy het my so baie energie gegee dat ek duisende kinders kan wen vir hom en nie moeg raak nie en geniet wat ek doen. Sê bietjie, dis 'n goeie plan. Maar vir die skool was ek bietjie te woelig. Hulle het net gedink hierdie ou gaan nooit stil sit nie. Ek kon fluit sonder dat hulle weet dis ek. Of as ek met my pen skryf, gaan ek om die draaie. Dan sê juffrou, die ander wil fokus. Baie raas en goeters gekry, baie in die moeilikheid gekom. Maar weet julle wat? Op die ou einde van die dag kan ek vandag terugkyk en sê God het 'n plan. Hy het jou gemaak soos wat jy is vir 'n rede. Wees bly wie jy is, maar vra vir God om die beste in jou na vore te bring. Klink dit na 'n plan? So, woelige ouetjie gewees, so in my graad 9 of standaard 7 jaar tot bekering gekom op 'n kerkkamp, agtergekom, wow, die Here is verskriklik lief vir my, hy het 'n plan vir my lewe. Die Here het vir my profeseë gegee, dat ek een van die leiers gaan wees vir die Joshua generasie, dat ek duisende mense vir hom gaan wen, dat God se gees oor my gaan wees, dat ek sal wees soos Elia met krag, en dat God gaan harte van vaders na kinders toe keer waar ek gaan. En ek so bly vandag oor God se woorde wat waar word oor my lewe. Ek moes God se woord meer luister en glo, as wat ek mense se storie oor my glo. Sê 'n bietjie saam met my, as ons wil wen, moet ons meer worry oor wat ons hemelse pappa van ons sê, as wat vreemdelinge van ons dink. Right, ek moes keer op keer vir myself sê, maar God sê dit, ek glo dit, en dit sal so word. God het my begin seën en begin opbou. In my matriekjaar het ek begin om saam met ons jeuggroep optredes te doen. Daai tyd pastoor Theo Geyser en Koos van die band Prophet vakansieprogramme goed aanbied. Toe het ek in my onderwys, ek het onderwys geswat. In my 3de jaar was daar op televisie 'n comedy kompetisie. Toe het ek tweede in Suid-Afrika gekom. Sê 'n bietjie yes. En toe gaan praat ons studente een keer op die radio. Toe hoor die dominee, sê jy is daai ou van die TV, sal jy vir my insette maak vir my radioprogramme. Toe beland ek op Radio Kansel. Vir 7 jaar het ek jeugprogramme gemaak. Ek het op 'n stadium 500.000 mense gehad wat elke Saterdag geluister het na my radiostories. Toe begin die ouens bel en vra, sal julle kom optree by my kerk en goeters. En toe het ons dit begin doen. En toe het ek my vroutjie ontmoet, sê hallo Lizet, daar agter, hulle tannie Lizet. Sy was saam met my in diensjaar vir Christus. So ek was al 'n onderwyser gewees. Toe los ek alles, want God het my geroep. Ek los my salaris, die bekendheid en alles. En toe gaan werk ek weer soos 'n student sonder 'n salaris vir diensjaar vir Christus. Ons het dit genoem diensjaar tot Kersfees. Okay, klink dieselfde. So ek en tannie Lizet het toe groot feeste saam met Louis Brits hulle gemaak, 4000 kinders op 'n slag die land vol. En toe die Here dit begin seën, naderhand het ek vir Radio Kansel 'n groot jeugfees gedoen, daar Godly Revolution, 10,000 tieners, jeugdag, groot fees. Duisende kom tot bekering en so het God aangehou om my te seën en te gebruik deur die jare. Maar ons moet baie keer sterf vir onsself. Sê 'n bietjie saam met my, laat die koninkryk kom. Laat my koninkryk gaan. Dis die enigste manier hoe God se koninkryk kom, as jy ook jou eie koninkryk laat gaan, as God eerste is en die belangrikste is. God het my geseën op 'n stadium 'n klomp boeke ook geskryf en maatskappye, motiveringspraatjies gaan doen op Vrydae en toe raak ek te besig met die toerdery en toe maak ek, hierdie is my omtrent 3de boek al gewees, baie dagstukkie boekies geskryf. Feel Good Friday stories. Ek gaan nou so een vertel. Maar ek soek gou 'n pa wat sê, luister, ek gaan my kinders grootmaak in die weë van die Here.
Ek gaan bietjie om die tafel, gaan ons laat bietjie praat oor Jesus, 1 of 2 keer 'n week. Waar's 'n pa wat sê, ek gaan hulle regroep maak. Geef vir hierdie pa 'n lekker hande klap. Yes, skiet 'n bossie bene, baie geluk. Yes. Hy gaan sy kinders leer met die waardes en die stories van Jesus. Sê bietjie, ons word soos die stories waarmee ons onsself besig hou. Hoe weet ek dit? Want by ons skool het hulle die Zorro fliek gewys in die saal. Dis ouens wat swaard veg. Daai pouse het almal besemstokke gevat en sword fight. Weet jy hoe die kinders se knekels gelyk? Almal hospitaal toe daai middag. Jy kry hulle met die knekels in die lappie om die vingers. Maar jy sien iets en dan doen jy dit. So ons word soos die stories. As jy meer soos die Here wil word, kry jou neus in die Bybel, kry jou neus in die stories van God se mense en kry evidence dat God vandag nog wonderwerke doen. Sê sommer, yes! So sulke goed gaan jou help. Paas en maas belê in hulpbronne en resources om jou kind vir die Here groot te maak. Ek soek 'n mamma wat sê, ek gaan etes maak en spesiaal moeite doen om my kinders by die Here uit te kry. Alright, hier's 'n mamma wat kop skud. Gee 'n bietjie 'n lekker hande klap. Yes. En daai Oranje boek, Ons Huisgeloof, dit leer jou hoe om geloof oor te dra vir die volgende generasie. As jy op reis is in die kar, as jy terugkom, as jy eet, as jy gaan slaap, hoe skryf jy op jou kinders se harte voor die ou wêreld hulle hart gebruik vir advertising space? Okay. So daar's 2 boeke, kom kry vir jou na die tyd van hulle. Ons gaan vir jou 'n goeie prys gee. Ek sal nou weer ietsie daarvan sê, maar dit kan jou help. Gou-gou 'n storie uit die Feel Good Friday boeke uit. Wil julle hierdie check? Die hardloopman, dankie tannie Lizet. So. In die Olimpiese spele 1924. Hierdie ou het 'n mooi naam gehad. Sy naam was Erik. Ek's Erik, amper dieselfde, hè? Erik Liddell. Hulle het 'n fliek van sy lewe gemaak. Die fliek se naam was Chariots of Fire. Ooms, tannies, maas, paas, wie van julle Chariots of Fire al gesien in goeters? Mr. Bean het so een waar hulle ook wit hempies het, dan hardloop hy so snaaks, dan spot hulle met hom. Dit was ook gebaseer op Chariots of Fire. Dan hoor jy daai liedjie. Oor die wenstreep. Ja, slow motion. Okay, so daai ou, Erik Liddell. Sy ouers was sendelinge in China gewees. Hy het groot geword in hierdie huis waar mense uitreik na 'n ander land getravel het om mense vir die Here te wen. Hy en sy boetie het baie mooi van die Here geleer, maar toe hy net 6 jaar oud was, toe sê sy maale, jy moet skool gaan in Engeland, ver oor die see, en hulle sit hom op 'n skip, net 6 jaar oud. Sê soms my hektiek. Wie van julle is dapper genoeg om op 6 jaar oud alleen in 'n koshuis in 'n ander land? Julle, dis moeilik, hè? Elk geval, sy ma het hom so reg groot gemaak in daai eerste 6 jaar dat hulle geweet het hy sal aanhou om die Here te dien. Daai eerste vormingsjare is die belangrikste. Gou-gou uitbreek. Ou Moses, hoeveel jaar se training het hy gehad om 'n Egiptenaar te word? Baie jare as 'n teenager en vorentoe. Maar daai vormingsjare, 0 tot 3, 4 se kant toe, het sy mamma gesê, ek soek hom. Ek gaan oor hom bid. Ek gaan sy hart vir die Here wen. Maak nie saak hoeveel Egiptenaar training jy hom gee nie. Hy bly 'n Israeliet. Want dis wat ek in sy hart gaan sit in sy vormingsjare. En dit was sterker as enige iets wat hierdie wêreld kon bring vir hom. Ek wil vir jou sê, jou kind se vormingsjare, skryf op hulle hart. Koop die tyd uit. Moenie net laat almal op die tablet sit en TV kyk nie. Eet is om die tafel saam. Jou kinders en familie is dalk oor see, verre lande. Bid vir hulle, bel vir hulle. Inspraak in hulle lewe nog steeds. Sê saam my, yes. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis daai besluit wat ons maak. Right. So, daai mamma het hom reg groot gemaak. Hy het 'n nice talent gehad. My talent is mos om sound effects te maak, né, geluide en goed. Sy talent was hy kon vinnig hardloop. Maar daar was 'n probleem. As hy gehardloop het, het hy sy arms nogal snaaks geswaai. Okay. Hy het amper soos 'n windpomp gelyk.
gaan hy arms net so. Hulle kon nie glo hy hardloop so vinnig met so 'n weird styl nie. En toe op 'n stadium gaan leer hy en sy studente vriende sê jy moet inskryf vir die College Mile. Toe hy dit hardloop, breek hy al die rekords van hoe vinnig hy hardloop. En toe sê hulle jy moet Olimpiese spele toe gaan vir ons land. Sê 'n bietjie goeie plan. Hy is toe so goed, hulle weet hy gaan rekords breek. Hulle skryf hom toe in vir die 200 meter. Maar sy vyande gaan doen iets, weet julle wat se triek doen hulle? Hulle sê, hierdie ou is 'n Christen, hy gaan nie wil hardloop op 'n Sondag nie. So as ons hom wil uit hê, maak die resies op 'n Sondag, dan wen ons ouens want hy gaan nie deelneem nie. Sneaky, hulle was baie sneaky geweest. Toe sê hy, okay, sorry guys, ek gaan nie kan hardloop in die Olimpiese spele nie en sy land se mense is almal kwaad vir hom. Jy stel ons te leer, jy wil nie gaan hardloop nie. Hoekom kwit jy? Hoekom wil jy nie hardloop nie? Toe kry hy baie slim plan. Hoor gou wat 'n slim plan kry hy. Hy besluit toe. Maar op die Saterdag is daar ook 'n resies, maar die resies is baie verder as wat hy ooit gehardloop het. Moeiliker, harder, verder, maar hy bid. Wat bid hy? Here gee my krag. Sê 'n bietjie, Here gee my krag. Toe hy hardloop nie, halfpad toe kry hy nuwe krag. En hy hardloop vinniger as daai ouens, nê. En hy breek die rekord en hy wen 'n medalje vir Jesus wat hom krag gegee het. Hy het nog 'n resies gedoen waarin hy 'n bronsmedalje ook gewen het. En toe word hy sy land se held wat God se dinge gedoen het op God se manier en 'n wenner was. Dink julle hy het 'n cool storie gehad om te vertel? Sy storie is God gee ons krag as ons doen wat hy van ons vra. Toe hy so famous is en hy toer die land vol en hy trek na plekke toe en hy praat met jong mense, toe verlang hy terug na daai sendingwerk wat hy gedoen het. Hy gaan toe weer terug na China toe en daar's toe oorlog. Weet julle wat doen hy toe met sy talent? Hy hardloop so vinnig en hulle het nie baie karre en goed daar gehad nie. Hy vat 'n krywa en dan word hy 'n bosambulans. Sê 'n bietjie, wat's 'n bosambulans? Jy sien, ek dink hy het people gesê as hy die krywa gestoot het, maar hy kon dit nie hard sê. People. Hardloop hy met die krywa en as iemand raak geskiet is, vat hy hulle en hy bring hulle hospitaal toe. Hy het klomp mense se lewe gered en onder die bullets uitgehardloop. Vinnig en God het hom beskerm. Toe raak hulle so lief vir hom, hulle het 'n statue gemaak in hulle land. Nou nog staan hy in China om te sê, hier's iemand wat geleef het vir Jesus, wat ons kom leer het van Jesus. Hy het nie ge-worry om te probeer famous wees tot die einde toe nie. Hy het aangehou lewe vir Jesus al die dae van sy lewe. Kan ons op 'n plek kom waar ons sê, hier's my lewe, Here. My lewe is 'n storie vir U. Al my moeilikste goed is nog nie verby nie. U het die finale sê. U gaan my help om uit te stap as meer as 'n oorwinnaar. Kom ons gaan 'n liedjie sing. Die liedjie sê God is die rots en in hierdie liedjie is daar tyd vir ons vir oorwinning. Want jy weet, God worry oor jou storie. God is opgewonde oor jou life story. God wil jou help en hy wil al die eer kry. Kan jy net vir hom sê, kom ons maak ons oë toe. Sê net, Here, ek het U nodig vandag. Ek het U nodig dat U die laaste deel van hierdie storie sal skryf. Here, daar's soms moeilike goed. Ek het U nodig. Maar Here, ek sal vir U al die eer gee. Ek sal U loof en prys vir die uitkoms wat U gee. Dankie dat U my nooit sal los nie. Dankie, Here, dat U is aan my kant en U is lief vir my. My storie is vir U glorie. Dankie, Here. Amen. Kom ons staan gou regop. Ons gaan nou 'n lekker liedjie sing. Ma's, pa's, almal saam. Kom ons gaan. So lekker Afrikaanse liedjie, so diep een. OK. Sê God is die rots op wie ek bou, hom sal ek vertrou. En dan gaan ons sê al kom die storms, wys hom al kom die storms en die reën, op hom sal ek bly staan. In die middel wil ek vir jou vra, vat jou hand so en dan hou ons hand in die lug en sê Here, ek vertrou U vir 'n deurbraak. Waar is dit moeilik? Waar is die uitdaging, Here? Ek vertrou net U kan my help. Ek
Ek sit al my geloof in U. Sal julle doen saam met my? Kom ons gaan, ons geniet hierdie liedjie. God is die rots op wie ek bou. God is die rots, op hom sal ek vertrou. God is die rots, hy laat my veilig staan. Al kom die storms en die reën, op hom sal ek bly bou. Jesus is die rots wat ewig staan. Jesus is die rots wat ewig staan. As ek bou op die rots, dan staan ek baie sterk. As ek bou op die rots, kan God ook deur my werk. As ek bou op die rots, sal niks my kan beweeg. Al kom die storms en die reën, op hom sal ek bly bou. Jesus is die rots wat ewig staan. 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 Al kom die storms en die reën, op hom sal ek bly staan. Al kom die storms en die reën, op hom sal ek bly staan. Al kom die storms en die reën, op hom sal ek bly staan. Al kom die storms en die reën, ek sal vir ewig staan. Jesus is die rots wat 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 ewig staan. Die rots wat ewig staan. Kom ons staan sommer net so, hou jou hande oop gereed. Here, ek staan voor U vandag in volle afhanklikheid van die Here. U het al die wysheid, krag en mag, Here, en U is lief vir my. U het my by die naam geroep, ek is U kind. Here, en ons het U vandag nodig vir deurbrake. Here, meer as wat ons self aan kan dink of voorsien of help voor, vra ons vandag U, die God van die heelal, wat die sterre hemel gemaak het deur net te praat, wat die see gesplit het, wat soveel wonderwerke gedoen het. Here, sal U vandag ook vir ons deurkom. Here, nie net op ons eie manier nie, maar op U manier. Nie op 'n manier wat net gemaklik of maklik is vir ons nie, maar 'n manier wat eer bring aan U. 'n Manier waarop U naam besing sal word deur geslagte heen. En Here, ons sal die stories vertel. Ons sal die geloofstories vertel aan die volgende geslag, sodat hulle kan glo. Ons sal getuig van die goedheid, Here, want U lewe het ons lief en U is goed, Here. Amen. Amen. Ons gaan nou vir die kinders ook bid. Ek wil gou 'n stukkie persoonlike getuienis gee. Op hierdie liedjie het ons al by honderde kerke so bedien. En dan sê ek vir my eie kinders, julle moet ook julle hand hoog opsteek en God vertrou vir 'n deurbraak. Hulle het God vertrou vir hulle neefie, dat hy ook die Here sal dien en 'n kind van God word. Want in hulle neefie se huis praat hulle nie baie oor die Here nie. Omtrent so 2 jaar terug, Desember, het daai neefie gedoop in die see, en ons was saam
om te sê God het deurgekom. Amen. Kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Amen. Wat ons gaan doen, ons gaan gou-gou die kinders, kom staan gou met julle rug hierso, kom 5 tree vorentoe en kyk vir die mense nou. Ons gaan 'n lied speel en ons weet vandag God is kragtig en almagtig, hy hoor ons gebede. En ek gaan vir julle vra dat julle hierdie kinders gaan seën. So julle gaan julle hande uitsteek. En ons gaan vra, Here, gebruik hierdie kinders. Laat hulle 'n storie hê om vir hulle kinders oor te vertel. God is regtig, God is almagtig, God is sterker as ons vyande, as ons probleme, en ons is geseën deur God om sterker te wees as hierdie goed om ons. Kinders, sal julle die gebed ontvang? Is julle reg vir dit? Maak julle hande oop, God gaan julle nou seën. Dankie Lord bless you seën ons die kinders. and keep you. Om die groot mense te seën. Make his face shine upon you and be gracious to you. Net daar mooi. The Lord turn his face toward you Ons dra hierdie kinders. and give you peace. Nou eintlik Suid-Afrika, was ons hier. Ons dra die kerk voor. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Sport coaches, sports. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you Nou maar eenmaal. and give you peace. Nou wil ek As we receive, we agree. Amen. gou jou hart Amen. seën jou. Amen. Amen. Kinders is raadsburg. Julle geseën. So. Kinders, ek wil vir julle May his favor be upon you and 1,000 generations. seën. Was dit vir jou lekker om die mense te seën? Sal julle julle juffrouens gaan seën? Julle klasmaats almal? Net hulle drukkie gee, Jesus is lief vir jou, ek seën jou. Hier's wat die Here sê, as jy iets kan embrace, en omgee vir dit, sal die Here dit seën weens jou vir wie hy liefhet. As jy iets of iemand kan embrace, gaan hy dit seën weens sy liefde. Amen. So gaan embrace jou straat, jou potholes, jou alles wat jy het en wees lief vir die goed totdat God dit seën. Wees julle die skakels van God se blessings.
Baie dankie vir vanoggend. Na die diens gaan ek by daai boektafel staan. R200 'n boek. As jy 2 vat, gaan jy afslag kry. Ek skryf graag vir jou boodskapie ook, maar miskien wil jy vir jou kleinkinders of jou familie hulpbronne stuur. Nieu-Seeland, Australië, reg oor die wêreld, of dalk is dit vir jou eie gesin, maar help my laat ek nie met bokse goed huis toe gaan nie, asseblief. Dankie die Here, seën vir julle. Dankie vir vanoggend. God bless. God bless.